Ons leef in 'n era waar inligting beskikbaar is deur die druk van 'n knoppie of party ouens vra maar net vir Google. Maar ons almal wil antwoorde hê. Ons almal soek rigting en helderheid en ons almal soek kennis, maar ons gaan kyk na die feite, ons kry die feite en dan weet ons wat aangaan. Maar wat ons daarmee doen en hoe om dit reg toe te pas, dit verg wysheid. En wysheid kom van God af. Dis hoekom geloof so belangrik is. Geloof is die sleutel wat wysheid van God ontsluit. Daai wysheid is waarmee ons die regte besluite neem en waarmee ons nie bang is vir wat kom nie, waarmee ons vir God kan vertrou sonder om skrikkerig te wees. Wanneer die wêreld raas met menings en opinies en oplossings wat nie sin maak nie, fluister God, vra vir my, want ware wysheid kom nie uit boeke of diplomas nie. Dit begin by die Here, by sy hart, by sy karakter, by sy plan vir ons. En hy weerhou dit nie van ons nie, maar ons moet daarvoor vra. Jakobus 1 vers 5 tot 8. As iemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en geslinger word. Want so 'n mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 'n Dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Met ander woorde, ons moet ons geloof gebruik om nie bang te word vir al die goed wat in die media gebeur nie. Ons moet ons geloof op God plaas en fokus en standvastig wees, laat as ons nuwe nuus kry, ons nie rondgeslinger word en bang word. Ons moet vir God vra om vir ons die wysheid te gee, die twyfel uit te haal. Want God sal vir ons gee, nie met voorwaardes nie, maar soos wat ons hom vra. Want God werk nie met geheime nie, hy deel vrylik met hulle wat in hom glo en hulle wat werklik hulle kalmte in hom kry, al val die wêreld uitmekaar uit. Hoe lyk hierdie wysheid wat van bo af kom? Hoe onderskei ons dit van slim woorde of die wêreldse taktiek? Jakobus 3 vers 17 leer ons weer. Maar die wysheid van bo is eerstens rein, daarna vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveinsd. Met ander woorde, dit wat God vir ons gee, en as iemand iets sê, kan ons onderskei of dit van God afkom of nie, as dit rein is, as dit positief is, as dit vrede bewaar en as dit bedagsaam is. So dit is 'n goeie toets waarmee ons kan weet, kom hierdie van God af, het ek nodig om bekommerd te wees daaroor, of probeer hierdie ou my bang praat? Want as iemand jou probeer bang praat, kan dit nie van die Here afkom nie, want die Here gee vir ons 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing, nie 'n gees van vrees. Nou, daar is 'n baie duidelike tentoonstelling van hoe wysheid wat nie van God afkom nie lyk. Jakobus 3 vers 13 tot 15 verduidelik dit mooi. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie wandel sy werke toon in sagmoedige wysheid. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo af neerdal nie, maar aards, sinlik en duiwels. Met ander woorde, as daar vrees en afguns en selfsug uit iemand uitkom, selfsugtigheid, iemand wat net op homself ingekeer is, dan weet jy dit kom nie van God af, dan hoef jy nie daarna te luister. Ware wysheid weerkaats die karakter van Christus. Dis sagmoedig, nederig, opreg en vol vrugte wat pas by Christus. En wanneer iets nie daardie vrug dra nie, wanneer iets jou bang maak, wanneer iets jou nie vrede gee nie, dan weet jy kan nie daai besluit op daai inligting vat nie, want daar moet vrede in jou hart wees. Wat vra ons vandag vir God? Is ons in ons harte gereed om sy wysheid te ontvang en nie net kennis nie, maar 'n insig wat kan bepaal in watter rigting ons moet gaan? Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons erken, Here, ons weet nie alles nie. Here, ons het hierdie feite en ons weet nie wat om daarmee te maak nie. Gee vir ons U insig en U wysheid, sodat ons die regte besluite kan neem en sodat ons kan onderskei wat reg en verkeerd is. Vader, vat ons deur hierdie dag met U heel vooraan. In Jesus se naam, amen.